het so baie uitgegaan. Ek het ook vanoggend die skrif gehad van Spreuke 31. 'n vrou se waarde is bo kan Koran. Maar te sien 'n apostel het dit klaar. Maar toe kom as ek aan het ding met my op. Hoeveel vrouens in die Bybel het opgestaan as vrouens vir die Here? Hoeveel vrouens in die Bybel het al deur baie pyn gegaan, maar hulle het moed gehou? Ons lees in Samuel 1, gaat ek lees, gaat ek die boodskap uitbring. Daar was 'n vrou gewees. Sy baie verlang om ook 'n kind te hê. In Samuel 1, ek van die 5de vers af lees. Nou die vrou wil ook graag 'n kind gehad het. Maar die Here het haar moederskoot toegesluit. Sy kon nie kinders kry nie. Hoe baie vrouens die buite kan ook nie kinders kry nie, maar ook verlang om 'n kind te hê. Maar die vrou het nie opgehou nie. Sy het elke keer vir die Here gevra, maar hoekom dan ek, my God? Hoekom het U vir my toegesluit? Hoekom kan ek nie kinders kry nie? Maar die Here het haar gebede verhoor. Ek gaan die van 5 af lees. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee. Want hy het Hanna lief gehad, maar die Here het haar moederskoot toegesluit. En haar medespeler het haar ook bitter gedreig om haar te vertoon, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. Dan gaan ek van 10 af verder lees. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het in 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as U waarlik waar die ellende van U diensmaag aansien en aan my dink, en U diensmaag nie vergeet nie, maar U diensmaag 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. Sy het nie gevra vir 'n meisiekind nie. Sy het gevra vir 'n manlike kind. So ons manne wat hier sit, wat vandag is, ons is baie spesiaal. Van 'n vrou verlang altyd om 'n seun te hê, iemand wat vir haar kan help en bystaan. Want dit is wat ons doen. Ons manne is die vrouens se pilare. Maar baie keer sien ons nie waar die vrou gaan nie. Van baie keer praat hulle nie oor die probleme nie. Hulle hou het vir hulle self. Jy sal net sien jou vrou se gesin diklik anders. Iets is nie reg nie. Maar dat vraag jy ook nog altyd, liefie, wat gaat aan? Is my skatteboy, wat is die probleem? Sy sal nie vir jou sê nie. Want sy hou het in haar in.
vir alles wat by die kinders kom. Ja. Want sy weet ons manne is 'n bietjie hard, Yes, kan maar gauw uitvaar, ja. maar sy sal dit hou vir haarself. Na 'n tyd sal sy vir jou sê, ja, maar die kind was so en sy dit gedoen of hy dit gemaak. Die kind maak my kwaad. Hey. Maar dan vraag jy ook, maar hoekom? Het jy nie gepraat saam met my nie? Ek sal vir haar weggevangen. Hey. Die vrou weet wat gaat die man maak. Ek wil al die jong mannen hier bemoedig ook vandag en vir hulle sê, julle wat ouers het, wat nog lewe, waardeer julle ouers. Van as jou ma nie die dag daar is nie, Hey. dan gaan het zwaar gaan met jou. Al is jou pa nog aan die kant van die lewe, maar as jou moeder nie daar is nie, dan lyk het vir jou hele wereld het op mekaar uitgeskeer. Hey. Van jou moeder is die een wat vir jou staande hou. Ongeacht wat jy doen of wat op jou pad kom, jy kan altyd na jou moeder toe gaan en saam met haar praat. Jy praat nie zomaar saam met jou pa oor jou probleme nie, maar die moeder. Even die mansmense seuns, die dochters praat nou en dan met hulle vader, maar die meerderheid is met hulle moeders. Die seuns is ook so. 'n seun sal nie sommer na sy pa toe gaan nie. Hy sal eers met sy moeder praat en dan sal hy na sy vader toe kom. So ek wil elke een bemoedig. Moeders, julle wat hier is vandag, wil ek vir julle bemoedig. Ongeacht wat 'n stryd of wat 'n probleem jy deurgaan, weet een ding verseker, dat die Here is altyd daar vir julle. Yes. As julle laag op julle knieë bly, dan is die Here daar. Baie jong mense verlang ook buite, dogters, om kinders te hê. Maar as hulle die kinders kry, dan wat maak die kinders? Maak ons harte seer. Nie een van ons moeders wat hier sit, wil hê, jou kind maak jy groot vir die wêreld nie. Want jy maak jou kind groot om beter te doen in die wêreld. Maar dan kom daar vriende op sy pad. Yes. Wat jy moet die huis leer, gaan draai jy daar buiten. Sy vriende leer vir hom anders. En wil die ouers sê, moet nie dink, jy leer nie jou kind reg nie. Hey. Jy leer jou kind reg, dis hy wat jy wil reg kom nie. Dis hy wat sy wat dwars trek. Ja. Maar verlang jy weet, jy doen dit, jy doen wat jy kan doen, jy doen dit uit jou beste vermoë, doen jy dit. Maar baie keer sien ons, as kinders dit nie, raak wat ons ouers vir ons beteken nie. Van 'n ouer is een wat uit sy pad uit sal gaan. As jy 'n ding soek, 'n foon of iets soek, sy sal 'n laaste geeltjie afknik. Sy sal ewen haar kas, sal sy skaal om vir jou die beste te gee, sodat jy ook kan uitstaan. Sy sal ook nie dat jy kan honger slaap nie. Al moet sy beledigings, al moet sy vermanings deurgaan by mense, sy sal nie dat jy honger gaan slaap nie. As daar niks in die kas is nie, die auntie sal 'n plan maak, dat daar iets is om vanaand te eet. So jong mense, wat die sit, waardeer julle moeders.
Julle is nie toevallig hier nie.